hoofstuk 2, oorkant die riviere van Kus. Ons vind twee duidelike verwysings in die Bybel na Suider-Afrika. Die twee bevestig mekaar, dit is soos twee getuies. Onthou die Farao se droom van die 7 vet en die 7 maar jare, die 7 vet en die 7 maar koeie. Kyk wat is Josef se uitleg, Genesis 41 vers 32. En wat dit betref, dat die droom 2 maal vir Farao herhaal is, dit is omdat die saak deur God vasbesluit is, en God dit gou sal doen. Onthou nou voortaan, 'n herhaling in die Bybel is iets wat deur God vasbesluit is. Die twee verwysings na God se verstrooide en vertrapte volk wat aan die einde van die dae oorkant die riviere van Kus sal wees, is dus dank God ook vasbesluit. Ons vind hierdie twee profesieë opgeteken in Jesaja hoofstuk 18 en in Sefanja hoofstuk 3. Let nou mooi op. Sefanja en Jesaja het in Palestina gestaan, afgekyk oor Afrika en geprofeteer, oorkant die riviere van Kus ensovoorts. Dit is die gedeelte tussen Kaapstad, die suidpunt van Afrika, en die riviere van Ethiopië. Kus is die naam wat ons in die Bybel gebruik vir Ethiopië. In die tyd van die Ou Testament het byna die hele Afrika bekend gestaan as Ethiopië. Die profesie dek dus die gebied tussen die Zambesi en die Kaap. Die riviere waarna verwys word is die Zambesi, die Kubangu, die Kunene en die Kwandu. Ek haal nou vir die aan uit Sefanja hoofstuk 3 vanaf vers 10 tot 13. Oorkant die riviere van Kus, vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente my offerande bring. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al die dade waarmee jy teen my oortree het nie. Want dan sal ek uit jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussen jou en laat oorbly, 'n ellendige en 'n geringe volk wat by die naam van die Here skuiling soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en leuntaal spreek, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie. Maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. Die verstrooide gemeente van vers 10 moes eintlik verstrooide volk gelees het, soos wat die nuwe vertaling dit ook inderdaad vertaal. Na watter verstrooide volk word hier verwys? Gaan lees die volgende skrifte en sien dat dit Israel is vir wie God verstrooi het. En dan die belofte dat 'n oorblyfsel gespaar sal word in Jesegiel hoofstuk 6 vers 8. Maar ek sal 'n oorblyfsel bewaar, deurdat daar vir julle sommige sal wees wat onder die nasies die swaard ontvlug as julle verstrooi is in die lande. Daar is skrifte wat sê dat God sy uitverkorenes sal bymekaar maak oor die hele wêreld. Daar is verstrooide enkelinge in ander lande ook, maar die volk moet in die eindpunt van Afrika wees, anders kan 'n hele klomp profesieë nie vervul word nie, soos wat ek al gaande aan hier sal wys. Sefanja hoofstuk 3 sê tog uitdruklik dat 'n verstrooide volk van onderkant die Zambesi as 'n volk sal terugkeer na God. Ek wil tog vir u aanhaal uit Deuteronomium hoofstuk 4 van vers 29 tot 30. Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister. Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat nie en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. Hy beloof hy terugkeer aan 'n klein klompie nasate van hierdie Israeliete. Hierdie klein klompie sal in 'n groot nood kom aan die einde van die dae en sal bekeer as gevolg van die groot nood. En nie as gevolg van groot tentdienste en groot evangelieveldtogte nie. As jy terugkeer na iets, beteken dit dat jy van tevore al daar was. Net Israel was van tevore by God en net hulle kan terugkeer. Hierdie gedeelte sluit duidelik alle nie-Israelitiese nasies uit. Hierdie profesie het ook niks met die kerk te doen nie. Dit is 'n belofte aan daardie mense met wie God daardie dag gepraat het, sy nageslag, die Israeliete van Sefanja hoofstuk 3 vers 10. Ek glo dat die meeste uit die boervolk weet dat ons volk God se volk is. Dit staan in die Engelse geskiedenisboeke dat die boere teen wie hulle destyds oorlog gemaak het, gesê het dat hulle God se volk is. Dit is nie 'n nuwe gedagte nie. Almal weet dat ons van alle volke op aarde die nasie is wat die naaste aan die Here leef. Ons probleem is ons dink ons is naby genoeg. By God is daar nie iets soos naby genoeg nie. As die rank nie aan die wingerdstok vas is nie, is hy los en gaan hy dood, al sou hy ook reg langs die wingerdstok lê. Is daar vrede in ons land? Hoeveel vrede sal daar wees as die regering sou ophou om voor swart druk te swig? Noem 'n mens dit vrede wanneer 'n regering in 'n hoek gedryf is en alles waarvoor 'n volk vir meer as 300 jaar geveg en met bloed betaal het, binne 'n paar jaar weggee en hulle kinders uitlewer aan die genade van die heiden. Net so trots as wat ons vandag op die voortrekkers is, net so walglik sal ons eendag in die oë van ons kinders wees as hulle die dag agterkom dat hulle ouers hulle erfporsie weggegee het sonder stamp of stoot, omdat hulle te lamsakkig was om te veg vir wat aan hulle behoort het.
dan sing ons nog sonder om te blik of te bloos. Laat die erwe van ons vaders vir ons kinders erwe bly. Dit, lank nadat ons hierdie erwe vir die kleelinge, Indiërs, miskien ook die swartes gegee het.